Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 3de November 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê, meer as 700 bendelede in 'n paar maande deur die polisie gevang. Nuushooftrekke vir vandag, DNS uitslaa nog steeds agter, saak is loer. Meer as 700 bendelede in 'n paar maande deur die polisie in hegtenis geneem. Dit sal tot 20 jaar neem om die bestaande howe op te knap, volgens die minister. SA Protea dames verloor in finaal teen Indië met cricket. Swiatek en Sabalenka blink uit in WTA tennis toernooi. Springbokke slag die manne van Japan in hulle eerste rugby toets. In presies 7 maande het die Wes-Kaapse polisie meer as 722 bendelede in hegtenis geneem en op meer as 1500 onwettige vuurwapens beslag gelê. Daar is bemoedigende vooruitgang gemaak om bendeverwante aktiwiteite te ontwrig. Van 1 April tot nou is meer as 980 beamptes daagliks na verskeie brandpunte vir bendebedrywighede ontplooi. Dit sluit in 800 polisielede en metropolisielede vir die Kaapstadse metro en 'n bykomende 182 polisiebeamptes van die polisie se hoofkantoor. Dit is benewens die 9000 polisiebeamptes wat by die 62 polisiekantore in die Kaapstad polisieeringsgebiede werk. Hierdie samewerking het gelei tot 'n aantal suksesse, insluitend die inhegtenisname van 722 bendelede van verskeie brandpuntgebiede soos Mitchellsplein, Mfuleni, Delft, Bishop Lywes, Tafelsig, Meisenberg, Grassy Park en Manneberg. Die grootste aantal inhegtenisnames in hierdie tydperk is uitgevoer op diegene wat in die besit van dwelms betrap is. Voorts is daar sedert 1 April noemenswaardige arrestasies gemaak weens die volgende misdade: dwelmhandel is 2296 gearresteer, bendeverwante moorde 96 en bendeverwante moordpogings 60 gevalle gearresteer. Daarbenewens is daar op 1565 vuurwapens en 39300 rondes ammunisie beslag gelê. Generaal Fani Masimola, nasionale polisiekommissaris, sê in die verklaring, dis bemoediging dat die Wes-Kaapse polisie meedoendes bly in hulle doel om bendeverwante bedrywighede in brandgebiede oor die provinsie heen na te speur, af te breek en mee weg te doen. Die ondersteuning en samewerking van die gemeenskap speel ook 'n groot rol om te verseker wat ons maak om einde aan bendegewelde te kan maak. Deur die gemeenskapspolisieeringsforums en ander veiligheids- en sekuriteitsstrukture bly die polisie daar te verbind om standvastige vennootskappe te smee om voortdurende moorde te styf. Die projek tussen die polisie, die nasionale vervolgingsgesag, die NVG, om gesagsgeweld en moordsake te prioritiseer, het daartoe gelei dat duisende van hierdie sake nie teruggetrek is weens die enorme agterstand in DNS-toetsing nie, soos die professor Farid Chakalita, waarnemende minister van polisie. Probleme in die polisiediens se forensiese laboratoriumdienste is ook verlede week voor die Mandla Kommissie van ondersoek blootgelê toe brigadier Mitchak Matabela, nasionale hoof van die ballistiese eenheid, getuig het hoe beperkte hulpbronne en 'n personeeltekort hulle potjie om hulle werk doeltreffend te kan verrig. Matabela het getuig hoe daar op enige gegeewe tydstip meer as 29000 vuurwapens in ballistiese eenheid se kluise is wat elkeen met 'n moot verbind word, maar dat hulle slegs 42 ontleders het en 41800 sake het wat wag op ballistiese ontledings. Chakalika sê, die forensiese laboratorium het teen 15 September vanjaar 'n verder 211000 monsters vir ontleding ontvang, waarvan 175000 gefinaliseer is. Altesaam 42000 ontledingsverklarings is in 2022 en 2023 boekjaar saamgestel, 40700 in 2023-24 en 44000 in 2024-25 boekjaar. Hy sê sedert die polisie en NVG met die projek begin het om hierdie sake te prioritiseer, het die laboratoriums 57000 geslagsgeweldverwante DNS-verslae opgestel en sodoende toegesien dat hierdie sake nie weens 'n gebrek aan DNS-bewyse teruggetrek word deur die howe nie. Weens erge geldnood kan dit tot 20 jaar neem om hofgeboue landwyd op te knap wat in baie swak toestande is, soos sê Dr. Dean McPherson, minister van openbare werke en infrastruktuur, in 'n parlementêre antwoord. Mamaloko Kobai, minister van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling, se departement erken in sy jaarsverslag van 2024-2025 wat onlangs by die parlement ingedien is, ook dat sy krimpende begroting van die laaste paar jaar tot onvoldoende
in standhouding gelei het. Volgens McPherson is hierdie vermoë om hierdie agterstand te verminder regstreeks afhanklik van die beskikbaarheid van fondse. Tans word instandhoudingsbegrotings aan die Departement van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling toegeken in gevolge die raamwerk vir die afhandeling en begrotings. Hy sê die Departement van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling het vir die 2025-2026 boekjaar gesamentlik R503 miljoen onder die afgewentelde begrotingsraamwerk betaal vir onderskeidelik eiendomsbelasting, herstel- en opknappingswerk en instandhouding. McPherson sê hoewel daar tans projekte aan die gang is, bly die beskikbare toewysings onvoldoende om die R4,6 miljard agterstand in standhouding in die Departement van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling se portefeulje te kan uitwis. 'n Meise-aanval op 'n trein wat 11 mense in die hospitaal het beland het, was nie 'n terreurdaad nie, soos sê die Britse polisie gister aan die media. Die polisie het bygevoeg dat 2 mans, albei Britte, in hegtenis geneem is. Die terreurpolisie-eenhede het gehelp met die aanvanklike ondersoek na die voorval Saterdag op 'n trein in die ooste van Engeland plaasgevind het. Die mans, die een 32 jaar en die ander 35 jaar en albei van Karibiese herkoms, is albei in Brittanje gebore. Die mans is in hegtenis geneem nadat die trein 'n noodstop by Huntingdon gemaak het, ongeveer 30 km noord van Londen. Van die 11 mense wat gehospitaliseer is 4 reeds ontslaan, terwyl 2 se toestand bedenklik is, het die polisie gesê. Keir Starmer, Britse premier, het dit 'n agterlike voorval genoem wat diep kommerwekkend is, terwyl koning Charles sê hy is werklik ontsteld en geskok oor die voorval. Mesmisdade in Engeland en Wales het die afgelope dekade met 87% gestyg. Die regering erken, daar is kommer oor die tussentydse reëls wat tans in werking is. Die mees onlangse peiling oor groenkrag toon daar is 220 gigawatt se private kragprojekte waarin tans gewerk word, met 72 gigawatt wat hulle vir reeds omgewingsgoedkeuring gekry het en in 'n gevorderde stadium is, sodat bouwerk kan begin. Operasie Vulindlela het dit wel ook in die logistieke sektor gevorder, dat Transnet die vragspoorlyn netwerk vir private treinoperateurs oopgestel het. Kapasiteit gaan toegeken word aan 11 private treinoperateurs op 41 verskillende roetes. 'n Hersiene netwerkverklaring wat in 'n raamwerk neerlê oor die billike en kommersieel lewensbare voorwaardes vir toegang tot hierdie spoornetwerk sal teen einde Januarie gepubliseer word. Dis-Chem, die vername maatskappy, se bekendmaking van 'n halfjaar resultate vir die boekjaar tot einde Augustus is donderdag oorheers deur sy strategiese plan om van 'n apteekgroep tot 'n geïntegreerde gesondheidsverskaffer te beweeg. Better Rewards moet eerder beskou word as 'n meganisme om verbruikers te help om gesonder te kan leef, billike versorging te bekom en natuurlik loyaliteit vir die Dis-Chem groep te kweek. Better Rewards is ontwikkel om mense te beloon vir goeie besluite oor hulle gesondheid. Die groep bestempel sy nuwe strategiese rigting as die bou en ontwikkeling van 'n ekosisteem vir gesondheid, wat aan Dis-Chem die vermoë bied om klante die hele reis van voorkoming tot behandeling te dek. Daar is 'n toenemende ooraanbod van olie op wêreldmarkte, wys die jongste oliemarkverslag van die Internasionale Energieagentskap, die IEA. Die gemiddelde oorskot van olie in die mark was 1,9 miljoen vate per dag van Januarie tot September, wys die IEA se Oktober oliemarkverslag. Sien na die laaste paar jaar groot hoeveelhede ruolie begin opgaar. Sy voorraadvlakke is nou 30% meer as in 2019. Intussen bou vloeibare aardgas Amerika ook op weens die handelsoorlog wat die Chinese petrochemiese verwerkers ontwrig het, tesame met 'n stewige toename in produksie en uitvoer van ruolie vanuit Noord- en Suid-Amerika, het dit gelei tot 'n toename van 102 miljoen vate ruolie in tankskepe ter see. Die toename in produksie kom te midde van flouerige toename in die vraag. Binnebrand-engines raak doeltreffender en gebruik minder brandstof, terwyl baie markte flikse verkoopsyfers van elektriese voertuie ervaar. Kragversending in Suid-Afrika het 'n hupstoot gekry danksy die Takealot groep, die leier van e-handel in Suid-Afrika wat sy uitgebreide logistieke infrastrukture vir die mark oopgestel het. Cameron Naidu, TFS se hoof van vragsending, die Takealot stel deur TFS sy verskaffingsnetwerk oop aan hierdie mark. Dit sluit in sy pakhuise, aflewering, invoere, verskaffingsketting, ontwerp en outomatisering, vervoerbande, robotsorteerders. Kleinsakeonderneming sal dank sy TFS met groter rolspelers kan meeding, teen mededingende pryse ook. TFS ding mee met vragversendingsmaatskappye soos DSV, DHL en kleiner maatskappye. Die Springbok trio van Bongi Mbonambi, Asenati Ntlabakanye en Ivan Roos het in die eerste helfte gaan druk om aan die Barbarians 'n gerieflike voorsprong van 19-0 kort voor rustyd besorg. Aan die naasbestes
van die Nieu-Zeelandse span. Voordat die span aan kante gery het, was die Barbarians onder aanvoering van Oudbil, Hanno Liebenberg, wat met 'n groot onderneming gespeel het en na alles behalwe 'n saamgeflanste span gelyk het. Die Kiwis het die Babas se voorsprong van 19-7 laat krimp toe die spanne kleedkamer toegestap het om te gaan rus. Die haastige Etienne Nanae Seturu, wat as speler van die wedstryd aangewys is, het 'n wilde aangee van die Barbarians onderskep en die skramskakel Kyle Preston weggestuur om die Kiwis se terugvegpoging gestalte te gee. Matthew Beers het Saterdag die eerste Gravelburn gryswedren in die Oos-Kaap gewen. Beers het met 'n kragvertoning seker gemaak van die titel en prysgeld van sowat R406.000 ingeoes. Die Suid-Afrikaner sê die laaste skofse roete was skouspelagtig, terwyl weer ook mooi saamgespeel het, sodat alles uiteindelik vir hom goed uitgewerk het op die fietsesal. Suid-Afrika se Travis Stateman het die skof in 3 ure, 14 minute en 14 sekondes gewen, met Beers in die tweede plek en nog 'n Suid-Afrikaner, Tristan Nortje, in die derde plek. Beers se algehele tyd was 19 ure, 1 minuut en 3 sekondes, met Pelot met plus 5 sekondes in die tweede plek. Die Fransman Hugo Dricho het die derde en Nortje die vierde plek gehanteer. Aryna Sabalenka van Belarus, die topgekeer in die WTA se jaareindtoernooi in Riyadh, Saudi-Arabië, het gister spiere gebuld in haar eerste wedstryd deur die gedigte Jasmine Paolini van Italië met 6-3 en 6-1 te wen. Sabalenka, wat 11 kushoue gemoker het, spog nou met 60 zeges in WTA-toernooie van jaar. Iga Swiatek het Saterdag ook haar aanslag op glorie op meedoenlose wyse begin, toe sy Madison Keys met 6-1 en 6-2 gewen het op die eerste dag van hierdie toernooi. Keys, die oorheersende Australiese Ope kampioen, het wel meer as 2 maande gelede nie 'n wedstryd gespeel nie en was verstaanbaar bietjie verroes gewees. Elena Rybakina was ook Saterdag op haar stukke en het met 6-3, 6-1 oor die vierde gekere Amanda Anisimova geseëvier. Hulle stryd het net 57 minute geduur. Jannik Sinner het gister die Paryse Meesterstoernooi die eerste keer gewen toe hy Felix Auger-Aliassime met 6-4 en 7-6 in die eindstryd gewen het. Auger-Aliassime het moedig wal gegooi en Sinner nie enige verdere deurbrake gegee nie, maar hy kon ook nie 'n manier vind om terug te breek teen die Italianer nie. In die tweede stel het Sinner in die vroeë potte weer so byna op Auger-Aliassime se afslaande deurgebreek, maar die Kanadees het koel en kalm gebly en 5 breekpunte afgeweer. Die tweede stel is uiteindelik deur 'n valbypot behaal, waar die Italiaanse ster met 7-4 gewen het. Sinner het nou 5 titels van die jaar gewen, wat die Australiese Ope en Wimbledon insluit. Hy kan ook daarmee spog dat hy nou 26 wedstryde op 'n streep in binnenshuise toernooie in tennis gewen het. Die naweek het die toets rugby in die noordelike halfrond begin. Die eerste span het aangetree was Engeland teen Australië in die Lions Stadium. Dit lyk in die stadium of die Aussies weer 'n insinking beleef, want Engeland, wat ook nie te wafferse rugby die afgelope 2 maande gespeel het nie, het sommer gou die bordjies verhang teen die besoekers van daaronder. Engeland het gewen met 25 teenoor die 7 punte van Australië. Vir die Aussies het Harry Potter sy towerstafie uitgehaal en 'n skitterende 3 gaan druk nadat hy so wat 70 meter gehardloop het. Sy 3 is verdoel deur Tyne Edmed. Vir die Engelse George Ford die rekening op die 19e minuut oopgemaak met 'n strafskop. 'n Minuut daarna het Ben Earl oorgaan duik vir die Engelse se eerste 3. Henry Pollock, Alex Mitchell en Luke Cowan-Dickie het ook 3 vir hulle span gaan druk. Die Aussies sal na die wedstryd moet teruggaan na die bord om aan hulle verdediging en wedstrydplan te gaan werk. Skotland was die gasheer vir die besoekende VSA-span, maar die Skotse span het gewys, hulle moenie sommer afgeskryf word nie. Hulle het met goeie hardloop rugby tevore gekom op Murrayfield voor sy tuiskare. 7-3 is in die eerste helfte deur Skotland gedruk en 6 verdere goeie drieë het vir die Skotte gevolg. Die manne van die VSA kon net nie 'n antwoord kry vir die skitterende wedstrydplan van die Skotte. Welverdiend was die eindtelling 85 punte vir Skotland en 0 vir die VSA se manne. In die ander toets wat in die Soldier Field Stadion in Ierland gespeel is, het Ierland gasheer vir die besoekende Kiwis gespeel. Die Ierse wedstryd het sommer gou op 'n negatiewe noot begin, toe die slot Tariq Burney in die tweede minuut met 'n rooi kaart afgestuur is. Slegs 1-3 is deur die Ire gedruk deur Tariq Furlong, wat ook verdoel is deur Jack Crowley. Vir die Nieu-Zeelanders het Ari Savea, Tamati Williams, Wallace Siditi en Cam Roygord agter die pale van die Ire gaan kuier, met hulle 3 wat hulle gedruk het. Bowden Barrett was weer akkuraat met sy skopskoen. Vir Ierland was die telling 13 en vir Nieu-Zeeland 26 punte. Die Wembley Stadion was die gasheerplek vir die wedstryd Springbokke teen die Japaneese rugbyspan. Vir die Japanners het die 21-jarige Yoshitaka Yazaki span sy enigste 3 gaan druk in die 51ste minuut van hierdie wedstryd.
Die Japanners het derentyd probeer om al die gate toe te stop op verdediging en het wel soms met goeie hardloopsessies tevore gekom, maar kon verskeie kere nie afgerond het nie. Die Springbokke daarenteen het die bal lekker rondgeslinger, goeie dryfmale gedoen en lekker rugby is vir die wêreldkampioene voor die skare gespeel. Vir die Bokke het Siya Kolisi, Sasha Feinberg 2-3 gedruk, Wilco Louw, Kurtley Arendse ook 2-3 gedruk, Andre Esterhuizen en Jesse Kriel almal 3 gaan druk vir die Bokke. Rassie se wedstrydplan is mooi uitgevoer en die resultate wys beslis ook so. Die Bokke was in alle opsigte net een te veel vir die manne van Japan gewees, wat almal in die span en die spelers op die bank het gedoen wat van hulle verwag was. Kurtley Arendse is wel verdiend as speler van die wedstryd gekroon. Die finale telling was in die guns van die Springbokke met 61 vir die manne in groen en 7 punte vir die Japanese span. Die bokser Kane Fourie sy droom om 'n deurbraak op internasionale vlak te maak is Saterdag aand deur Argentyn Claudio Danne verpletter. Die Argentyn was van die begin af die aggressor en Fourie het na die eerste ronde reeds sy eie groote swelsel onder die regter oog gehad. In die volgende ronde het Danne Fourie sy ander oog ook toegeslaan voordat hy met 'n sarsie-houe planke toegestuur het. Fourie het opgesukkel, maar hy het gou weer met die kruitvoer kennis gemaak. India het Suid-Afrika met 52 lopies in die eindstryd in Navi Mumbai, India gewen. Dit is die eerste keer wat India die wêreldbeker omhoog gehou het. Die tuisspan wat ingestuur is om te kolf, het 'n stewige 298 lopies vir 7 in hulle 50 bilbeerte aangeteken. Suid-Afrika was daarna almal terug in die paviljoen vir 246 lopies in 45.3 bilbeerte. Laura Wolfhard, kaptein, het weer haar kant gebring met 'n skitterende kolfbeurt van 101 lopies van 98 balle wat insluit 11 vure en 1 6. Die Proteas het net mooi begin spoed optel toe Tasman Brits op 23 in die 10de bilbeurt met 'n direkte gooi na die paltjies uitgehardloop is, maar die Zaankap het 4 aangeteken, was nie lang voor die pinnie nie, met Wima wat ook aan die trekpas gegee het. Al het India 'n paar vangskote verbrou, het hulle nie tuisspan verhinder om voor die wenstreep te kom nie. Die Proteas het gemengde sukses in India se kolfbeurt behaal. Die naadbouler Ayabonga Kaka was Suid-Afrika se beste bouler met haar ontleding van 3 vir 58 lopies. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you, jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak, hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 1823, Polokwane 1321, Lepalale 1623, Mbombela 1422, Mahikeng 1827, Pretoria 1625, Johannesburg 1525, Ermelo 1022, Galagari 1835, Gaborone 1826, Richards Bay 1729, Pietermaritzburg 1129, Durban 1626, Port St. John's 1326, Pongola 1626, Maputo 1627, Bethlehem 922, Bloemfontein 1429, Alawal Noord 1130, Welkom 1529, Vryburg 1831, Kimberley 1733, Appington 1936, Prieska 1636, Springbok 1436, Karasburg 2036, Keetmanshoop 2035, Mariental 2134, Alexanderbaai 1320, Brandvlei 1635, Loederitsbaai 1321, Vredendal 1437, Kaapstad 1420, Sutherland 1229, George 1022, Jeffreys Bay 1129, Geberra 936, Graafreinet 934, Kapogolas 1122, De Aar 1332, Molteno 726, Beaufort West 1235 en laastens Oos-London 10 in die oggend 31 grade Celsius in die middag. Die gedagte vir die dag: vertroue is 'n byproduk van integriteit, so moenie te maklik ongelowig wees nie. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en week word vir almal toegewens.